Goeiedag geliefdes, dis wonderlik om weer saam met u rondom die woord van die Here te wees. Ons is besig met Psalm 119. En ek wil net weer vir u sê dat as ek Psalm 119 met u deurgaan, dan doen ek dit maar so uit die hart uit. Ek kyk na die skrifgedeelte, ek kyk na die teks wat voor my is, en dan probeer ek maar om daardie teks my eie persoonlike lewe van toepassing te maak. En as ek met u praat, dan praat ek nie uit kommentare en uit ander leerstukke uit nie. Ek praat bloot met u wat die Here in my eie hart spreek en wat die Here in my eie hart vir my dinge sê. So ek gaan saam met u daardeur. En as ek hierdie woord vir u gee, dan is dit hoegenaamd nie dat ek 'n voorbeeld is in al hierdie dinge wat ek vir u sê nie. Ek is saam met u op pad na die volmaaktheid, ek is saam met u op pad na die heiligmaking wat elke dag maar in ons lewe nuut en vars gedoen word. Maar die woord van die Here daag vir my uit en ek staan stil by 'n versie as dit vir my aangryp om eers my eie persoonlike lewe daardeur te werk. So staan ek vandag stil by die 63ste vers en dit is 'n geweldige vers. 'n Geweldige uitspraak. U sal onthou dat ons in die 60ste vers al iets gesê het wat my hart geweldig aangegryp het. Ek het my gehaas en nie getalm nie om u gebooie te onderhou. Geweldige woord wat ek met u gedeel het, wat ek maar weer net na kyk. Ek het my gehaas en nie getalm nie om u gebooie te onderhou. Nou staan ons by vers 63. Ek is 'n metgesel van almal wat u vrees en van die wat u bevele onderhou. Nou, dit is 'n geweldige woord wat die psalmis aangaande homself hier sê, wat vir my baie diep in my eie persoonlike lewe raak, en wat ek baie mooi en baie diep oor moet nadink. Ek is 'n metgesel van die wat u vrees. Met ander woorde, as hy dit sê, dan sê ek wandel met hulle, ek assosieer met hulle, ek loop saam met hulle die weg. En geliefdes, ek wil vir u sê, volgens wat ek in die skrif sien en in die samelewing rondom my sien, is dit 'n besondere groepie mense. Is dit maar 'n klein gedeelte van die volk van die Here wat hierdie getuienis aangaande hulle self kan lewer. Mense wat sê, ek is 'n metgesel van die wat God vrees. 'n klein groepie mense. Ongelukkig kan dit nie van alle Christene gesê word nie. Ja, ek sal selfs huiwer om van my eie lewe so uitspraak te maak. Omdat ek tekortkominge in my lewe het, en ek telke maar of myself maar moet vra, is ek 'n metgesel van die wat die Here vrees. My diepste verlange, waarna ek jaag en waarna ek ywer, is as ek tog maar op die plek kan kom wat die Bybel van getuig van Noag en van Henog. Henog het met God gewandel en hy het getuienis van God ontvang dat hy God behaag het. Dit is vir my grootste begeerte in my lewe om hierdie uitspraak in my lewe te kan hoor. 'n Uitspraak van besondere seën wat God gee vir die mens wat hom vrees. En daarom wil ek vanmôre met u net so 'n paar skrifgedeeltes hanteer. Toe ek hierdie woord lees, dat ek maar net weer 'n korrespondansie gaan vat en net so 'n paar teksies uitgehaal. Daar is 'n reeks van hulle, maar net so 'n paar tekste uitgehaal aangaande wat sê die Bybel, wat sê God van die mens wat hom vrees. Ek het al so baie vir u hierdie teks in Psalm 25 vers 14 gegee. Die verborgenhede van die Here is vir die wat hom vrees.
En ek wil graag die verborgenhede van God ken. Maar dan wil ek vir God vra, Here, leer my asseblief, wat beteken dit om God te vrees? Nou kyk saam met my, wat sê die Bybel? Aangaande die uitsprake van God, aangaande die mens wat hom vrees. Want vrees beteken ontzag en eerbied vir God te hê. En geliefdes, hierdie eerbied en ontzag bepaal alleen God of dit so is. Op die wyse wat ek lewe, op die wyse wat ek praat, op die wyse wat ek optree. So Psalm 19 vers 15 sê, Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart U welbehaaglik wees, o God. Dat God sy welbehaag sal uitspreek oor elke woord wat oor my lippe gaan, en sy welbehaag sal uitspreek oor die manier wat ek wandel, en selfs wat in my gedagte omgaan, dat het God sal behaag. Dit is 'n geweldige woord om te bepaal. En daarom sê ek, net God kan bepaal of ek God behaag al dan nie. 'n oppervlakkige en 'n ongehoorsame lewe is 'n duidelike bewys van iemand wat nie die vrees van God in sy lewe het nie. Want as ek die vrees van God in my lewe het, dan lewe ek nie oppervlakkig nie, maar toegewyd aan God. Dan lewe ek nie ongehoorsaam nie, maar dan buig ek in eerbied voor die grootheid en die gesag van wat God se woord sê. Ag, ek het in hierdie dae maar weer net gedink aan die saaier, wat uitgaan in die saad saai. Waar val daai saad? Hy langs die pad, voëls van die hemel pik dit op. Ander tussen die rotse, dit kom so bietjie op en dan vervaag dit maar weer. Ander tussen die onkruid, en die onkruid het dit verstik. En dit lyk my 25% van die saad wat hy gesaai het in goeie grond geval en vrug gelewer. En die vrug was ook nog in deelmate, 30%, 60% en 100voudig. As ek net dink aan die woord van die Here daar in Matteus 7, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van God nie, maar hy wat die wil van God doen. Wat beteken om die wil van God te doen? Dit beteken om God welbehaaglik te lewe. Daarom sê ek vir u, dit is vir my 'n ernstige saak. Daar in 1 Samuel, in die 12de hoofstuk vers 14 is daar 'n woord wat ek vir u wil lees. As julle maar die Here vrees en hom dien, en as sy stem luister, en nie wederstrewig is teen die mond van die Here nie, en julle self sowel as julle koning wat oor julle regeer, die Here julle God maar volg. As julle die Here sal vrees en hom dien, na sy stem luister en nie wederstrewig sal wees teen die stem van die Here nie. Geweldige woord. Dan sal julle die seën van die Here ken. Ag, ek dink aan 2 Konings 17 vers 36. Maar kom ek lees vir die vers 33. Hulle die Here gevrees en hulle eie gode gedien, volgens die gebruik van die nasies waar hulle vandaan weggevoer is. Hoor vers 36. Maar die Here wat julle uit Egipte laat optrek het, met groot krag en met uitgestrekte arm, hom moet julle vrees en voor hom buig en voor hom offer en aan hom offer. Die Here wat julle laat uittrek het. Ag, as ek met jou praat en jy noem jouself kind van God, jy noem jouself 'n wedergebore mens, jy gebruik self die naam Christen oor jou lewe, wat beteken 'n Christus navolger. Hoeveel te meer moet dit vir u en my dan waar wees om te sê, die Here het julle uitgelei, die Here het julle gered, julle moet hom vrees, julle moet voor hom buig, en julle moet aan hom offer. Ja, ook Job het gesê, ek vrees God. Daar in Psalm 15 vers 4, het die psalmis iemand
uitspraak gemaak, Here, die wat U vrees, die eer ek. Met hulle het ek gemeenskap. Met van hulle is ek 'n metgesel, die wat God vrees. Ek kan vir u neem na Psalm 22 toe. Dan hoor u saam met my wat sê Psalm 22 en wel daar by vers 24. Hoor wat sê hy? Julle wat die Here vrees, prys hom. Al die nakomelinge van Jakob, vereer hom. Ja, vrees hom, al die nakomelinge van Israel. Julle wat die Here vrees, prys hom. Geliefde, jy kan God nie welbehaaglik dien as jy God nie vrees nie. Jy kan God nie werklik prys as jy hom nie vrees nie. Want dan is dit 'n valsheid voor die aangesig van God, want dit kom nie uit jou hart nie. Die enigste lof en die enigste aanbidding wat jy God kan aanbied en wat jy voor die aangesig van God kan bring, is as jy hom vrees, as jy hom gehoorsaam is, as jy hom dien met jou hele hart en met jou hele wese. En die rede hoekom die psalmis sê dat hy God vrees, is omdat hy God aanskou vir wie God is. Here, dit is U, die allerhoogste God voor wie ek buig. Dit is U, die almagtige God wat ek vrees. En ek was 'n metgesel van hulle wat God vrees. Psalm 31 vers 20. Hoe groot is die goedheid wat U weggelê het vir die wat U vrees. Hoe groot is die goedheid wat God weggelê het vir die wat hom vrees. Psalm 34. Laat my toe om dit vir u te lees, asseblief. Hoor wat sê hy in Psalm 34 vir ons. En wel daar by Psalm 31 en daar by vers 20. Kom ons staan eers daar stil. Ek gaan sommer net so met die psalms met u deur. Hoe groot is u goedheid wat u weggelê het vir die wat u vrees. Vers 34, hoofstuk 34 vers 10. Sê hier die woord, die engel van die Here trek 'n laag rondom die wat hom vrees en red hulle uit. En dan vers 10. Vrees die Here, o sy heiliges, want die wat die Here vrees, het geen gebrek nie. U sien, dit is die mens wat God raak sien. Dit is die mens aan wie God eer gee. Dit is die mens vir wie God sorg. Julle wat die Here vrees, om toegewyd aan God te lewe, om ywer vir God. In daardie woorde van vers 60, ek het my gehaas en nie getalm nie, om u gebooie, o God, na te kom. Ek het ontzag vir u, Here. En net my ontzag dat ek altyd in die teenwoordigheid van God is. Wanneer ek praat, hoor God wat ek sê. Hy staan langs my. Ja, meer, die Heilige Gees in my word bedroef. Of die Heilige Gees in my word verheerlik deur die woord wat ek spreek. Deur die gedagte wat ek dink. Om net 'n oomblik daaroor te dink, jy in die teenwoordigheid van die allerhoogste God. Nie die teenwoordigheid van 'n mens nie, nie die teenwoordigheid van 'n dominee nie, in die teenwoordigheid van die allerhoogste God leef jy. Daarom, julle wat die Here vrees, dien hom. Julle wat die Here vrees, volg hom. Met jou hele lewe en met jou hele hart. Vrees die Here in elke opsig van jou lewe. Ag, ek dink aan Psalm 111 vers 5. Aan die wat hom vrees, het hy spys gegee. 112 vers 1. Wel geluksalig die wat hom vrees. Wel geluk en salig is die mens wat God vrees. God het 'n behaag in hom. Jo, geliefdes, dit is vir my 'n geweldige woord. God het 'n behaag in hom. Psalm 115 vers 3. Aan die wat hom vrees, sal hy seën gee. Hy sal dit die hoogste stel wat daar gestel kan word. Hoogtes wat hy wil hê dat jy sal bereik. God wat dit in jou hart vir jou sal gee. Dis die hoogste sport wat jy in die lewe kan bereik,
om God se eer oor jou lewe te hê, om die Here jou God te dien met jou hele hart en jou hele wese. En ek en jy moet maar net ons eie harte voor die Here stil maak en ondersoek om te sê, Here, is daar werklik in my hart vrees vir die Allerhoogste God? Dien ek werklik die Here soos ek hom behoort te dien? Psalm 128 en wel kom ons lees al 3 verse. Welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. Die opbrengs van jou hande sal jy sekerlik eet. Gelukkig is jy, en dit gaan met jou goed. Kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees. Mag die Here jou seën uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem mag aanskou al die dae van jou lewe. Wat het God vir ons in gedagte? En geliefdes, dis net ons, ja ek, wat die seën van die Here van my lewe weerhou, omdat ek nie God vreesend wandel nie. Ek wonder of jy net weer 'n oomblik wil dink aan die genade wat jou deel geword het, en wat God aan jou gegee het, dat jy kind van God genoem kan word. Geliefdes, as God aan my kant kom staan, is dit die hoogste lof wat ek ooit op aarde kan hê. Daarom sê Romeine 8 vers 31, as God dan met my is, wie kan teen my wees? Godsdiens beïndruk God nie. Want u weet daar in Jesaja 1 kan u lees, al die godsdiens wat hulle bedryf, hulle bring offers, hulle offer gebede, hulle hef hande op, al hierdie dinge, dan sê die Here, ek is moeg van julle. Julle siel maak my sat. Ek luister na julle gebede nie. Kom en laat ons die saak uitmaak. Kom laat ons die sonde uit die weg uitkry. Kom laat ons in 'n heilige verhouding met mekaar staan, want jou godsdiens beïndruk my nie. Dis 'n verhouding met die lewende God, wat God welbehaaglik is. Daarom hierdie woorde van die psalmis, ek is 'n metgesel van die wat u vrees. Ek sê weer vir u, ek staan voor God stil, om diep daaroor na te dink, Here, kan ek hierdie woord uitspreek? Kan ek saam met die psalmis sê, Here, ek is iemand wat u vrees, in my eie persoonlike lewe, ek praat nie oor jou lewe nie, ek praat oor my lewe met die Here, as ek daardie teks lees om te sê, Here, is alles in my lewe God welbehaaglik? Kan ek maar weer vir jou Kolossense 1 vers 10 quoteer? Sodat ons God welbehaaglik mag dien, en in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. God welbehaaglik te dien, met eerbied en met vrees. Geliefdes, die Bybel is so geweldig vol daarvan. God wil ons seën. God wil homself aan ons openbaar. Dink net aan Efesiërs, die 1ste hoofstuk. Hy het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Hoeveel daarvan beleef ek? En hoeveel daarvan in my lewe is 'n realiteit? Dat ek en God 'n intieme verhouding met mekaar het. Ek is 'n metgesel van die wat ontzag vir u het. Ek is 'n metgesel van die wat eerlik en heilig voor u lewe, wat God vreesend lewe. Dan praat hy ook oor 'n leefwyse. Want dis waaroor dit gaan. As hy sê ek is 'n metgesel van die wat u vrees, dan praat hy oor my praktiese lewe. Spreuke 14 vers 2. Wie in sy opregtheid wandel, is die man wat God vrees. Wie in sy opregtheid wandel, dit is die man wat God vrees. Dan kan ek myself maar weer toets. Here, lewe ek in opregtheid en eerlikheid, met 'n oop hemel tussen ek en u, of is daar donderwolke wat tussen ek en u saamgepak het, wat die sonskyn van geregtigheid oor my lewe wegneem? Ek lewe in 'n bewolktheid met God, nie in 'n oop blou hemel nie. Dink aan 'n verdere teks, Prediker 8 vers 12. Dit gaan goed met die mens wat God vrees, want hulle leef in ontzag vir hom. Hulle leef in ontzag vir hom. Prediker, die 12de hoofstuk,
vers 13 wat sê, nadat die prediker alles in die lewe ondersoek het. Hy het alles in die lewe gehaat. Nadat alles in die lewe tot sy gedagte gekom het, maak hy hierdie uitspraak: die hoofsaak van alle dinge is, vrees God. Lewe in eerbied en in respek. Lewe in afhanklikheid voor hom. Dien hom in heiligheid. Dis waartoe God ons geroep het, geliefde. Daarom sê hy vir ons, dat ons moet lewe heilig, omdat hy heilig is. En sê vir ons in 1 Petrus 1 vers 15, in elke opsig, in elke afspek van jou lewe, moet jy heilig voor hom bevind word. Die woorde van my mond, die oordenking van my hart, my motiewe, my gedagtes, my handelinge, moet alles die welbehae van God wegdra. Dan lewe ek met die gedagte, ek is altyd in die teenwoordigheid van die Allerhoogste God. Ek dink aan Jesaja, die 53ste hoofstuk vers 4, wat sê, aan wie van julle, wat ontzag vir hom gehad het, wat die Here gevrees het, die van julle, wat ontzag vir hom gehad het, wat die Here gevrees het, wie van julle, onder julle, het ontzag en vrees die Here, wat luister na sy stem. 'n geweldige woord, Maleagi 5 vers 16, gaan skrywe 'n gedenkboek neer, en skryf daarin die name van almal wat God vrees. Ag, ek het maar net vir myself weer gevra, sal my naam daar staan? Sal God daarvan kan getuig om te sê, skryf die naam van Jannie van der Hoeven, skryf die naam van Piet, skryf die naam van Koos, skryf die naam van Klaas, wat jou naam ook al is, skryf sy naam op. God gee erkenning, spesiale erkenning, daar is 'n boek voor God se aangesig. 'n Spesiale boek, waarin geskrywe is, die name van die mense wat God vrees. Die mense wat opreg en eerlik met God wandel, wat ontzag vir hom het, en wat in eerbied met hom wandel. Daar's 'n woord wat vir my so geweldig was, wat ek ook opgelet het. Jesaja 57 vers 11. As die Here vir sy volk sê, is dit omdat ek so lankmoedig is met julle, en so lankmoedig met julle is, dat julle my nie vrees nie? Moet ek julle hard kastei? Moet ek julle diep verneder? Moet ek julle slaan, voor julle die vrees van God sal ken? Is dit omdat ek lankmoedig is? Dit gaan met jou goed, jy het voorspoed, en dit gaan met jou in alle opsigte goed. En dit is die genade van God wat aan jou gee. Maar ek gee aan jou genade, en nou leef jy in hierdie genade van my, en jy vergeet om te dink, wie gee aan my genade, en die vrees van God in jou hart huisves. Dit is, omdat ek oor julle lankmoedig is, en dit al so baie lank al, dat julle my nie vrees nie. Ek dink aan 'n man wat ek jare gelede in Kaapstad bedien het, 'n kleurlingman. Weggehardloop vir die Here, hy was 'n bende lid gewees, met hom gepraat, en hy het maar altyd goedkoop omgegaan met die woord van die Here, en half spottend daaroor nagedink as ek met hom praat. Eendag was hy weer by 'n misdaad betrokke, en toe hy weghardloop het die polisie om in sy rug geskiet en hy's verlam. Ek het elke Sondagoggend na die Conradie Hospitaal toe gegaan, om daar te gaan preek, in die cerebraal verlamde afdeling. Daar het mense met rolstoele ingekom, en mense wat bedlend was in hulle saal, en ek die woord van God daar verkondig. Daar het ek hom ook gekry. Daar kon ek hom bedien met die woord van God, en daar het hy die Here Jesus Christus as saligmaker leer ken. En dan onthou ek so goed sy getuienis daarna, as hy sê, God had to take away my legs, that my soul might see. Wat 'n woord. God had to take away my legs, that my soul might see.
God moes my bene wegvat, dat ek ophou om weg te hardloop. God het my stil gemaak, dat my siel gered kan word. Geliefde, kan ek vandag vir jou sê, God stel meer belang in jou siel as in jou liggaam. God sal jou liggaam aftakel as dit moet, as jou siel gered kan word. God sal jou deur ewige pyn en smarte stuur, as jou siel gered kan word, want jou liggaam gaan terug na die stof van die aarde, jou siel gaan 'n ewigheid in. 'n Ewigheid met God, of 'n ewigheid sonder God. Dan hierdie woorde van die psalmis, Here, ek is 'n metgesel van die wat U vrees. Ag, kom ek vat U net weer na die baie bekende Psalm 1 wat U so goed ken. Kom ek lees hom net vir U. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nooit sal verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Josef wat 'n ontzag en 'n vrees vir God gehad het. Potifar se vrou wat hom probeer verlei. En dan sê Josef hierdie woorde, hoe kan ek teen God sondig? Hoe kan ek teen God, die Allerhoogste, wat sy genade elke dag oor my uitstort, hoe kan ek teen hom sondig? Hoe kan ek hom ongehoorsaam wees? Hoe kan ek teen hom rebelleer? Dit is om in die vrees van die Here te wandel en te besef dat ek God welbehaaglik moet dien. Die psalmis gaan aan. Hy sê, ek is 'n metgesel van die wat U vrees. Let op. En van die wat U bevele onderhou. Dit is die teken dat jy hom vrees. Om te sê, God het met my gepraat. As jy die Bybel oopmaak, is dit God wat aan die woord kom. En net vir jouself te sê, God, die Allerhoogste, die Almagtige, het met my gepraat, nie 'n mens nie. En te buig onder die gesag van God. Geliefde, ek pleit by die Here, dat hierdie van my, en ook van jou, 'n werklikheid sal wees. Ek is 'n metgesel van almal wat U vrees, en van die wat U bevele onderhou. Ek is 'n metgesel van hulle. Ek is een van hulle, wat doen wat God sê, wat doen wat God van my vra, wat in onderdanigheid aan God lewe. Ag, mag jy maar net 'n oomblik stil word saam met my, soos wat ek die week stil geword het om hierdie woordjie. Ek is 'n metgesel van almal wat U vrees. En ek die hele week maar daaroor nadink, om dit vandag aan U te kom aanbied en te sê, ek is saam met jou op pad. Saam met Paulus sê ek is nog nie volmaak nie, maar ek jaag daarna, asof ek dit kan gryp, omdat ek ook deur Christus gegryp is. Daarom vergeet ek die dinge wat agter is. Ek jaag na wat voor lê. Ek strek my uit na wat voor lê, om die hoë roeping in Christus Jesus ons Here te ken. Filippense 1 vers 9, dat ek U mag ken, en die gemeenskap aan U lyde, terwyl ek al hoe meer aan U dood gelykvormig word. Mag die Here vir U ryklik seën. Gaan word stil. Is jy 'n metgesel van almal wat God vrees? Is jy een van hulle wat doen wat God in sy woord vra? Wat gehoorsaam is aan die stem van die Allerhoogste God? Dit sal bepaal of jy God vrees al dan nie. Mag die Here vir U baie ryklik seën. Goeiedag vir u, totdat ons volgende week weer saam met mekaar praat.
Die Here seën vir u baie ryklik.